Hi, baie dankie dat julle my gejoin het by Leer Ken God. My naam is Abigail. So in hierdie video gaan ons Genesis 34 doen. Ons maak net ons oë toe, dat die Here vir ons oopmaak wat ons moet hoor en sien in hierdie hoofstuk. God ons Hemels Vader, baie dankie vir geleentheid om U beter te leer ken. Maak asseblief ons die woord oop, sodat ons kan sien wat ons moet sien en hoor wat ons moet hoor en leer wat ons moet leer. Ons bid dit in die naam van Jesus, amen. So Genesis 34, Dina en die Sigemiete. En Dina het die dogter van Lea. Onthou julle al die seuns wat Lea gekry het, en toe het sy ook 'n dogter gekry. En die dogter se naam was Dina. En Dina, die dogter van Lea, wat sy vir Jakob gebaar het uitgegaan om die dogters van die land te leer ken. Toe Sigem, die seun van Hemor, die Hewit, die vors van die land, haar sien, het haar gegryp, en met haar gemeenskap gehad en haar onteer. So het haar basically verkrag. Dis sif. Dis baie sif. Vers 3. En sy siel het verkleef geraak aan Dina, die dogter van Jakob. En hy het die dogter lief gehad en na die hart van die dogter gespreek. Wat? Okay, so eers het hy verkrag, en toe raak sy siel verkleef aan haar. Vers 4. Sigem het ook met sy vader Hemor gespreek en gesê, neem daar die dogter vir my as vrou. Toe Jakob dan hoor dat hy sy dogter Dina onteer het, was sy seuns by sy vee in die veld. En Jakob het geswyg totdat hulle gekom het. En Hemor, die vader van Sigem, het na Jakob uitgegaan om met hom te spreek. En die seuns van Jakob het uit die veld gekom toe hulle dit hoor. En die manne was gegrief en baie kwaad, omdat hy 'n skanddaad in Israel begaan het, deur met die dogter van Jakob gemeenskap te hou. So iets mag nie gebeur nie. Toe spreek Hemor met hulle en sê, die siel van my seun Sigem is verlief op julle dogter. Gee haar tog aan hom as vrou. En verswaar julle met ons. Gee aan ons julle dogters en neem vir julle ons dogters. Bly maar by ons woon en die land sal voor julle oop lê. Woon en trek rond daarin en verwerf vaste besittings daarin. En Sigem sê vir haar vader en Sigem sê vir haar vader, tog Sigem is 'n man. Okay, so vers 11, en Sigem sê vir haar vader en haar broers, so hulle Sigem praat met Lea se vader en Lea se broers, okay. Laat my guns vind in julle oë, en wat julle van my eis sal ek gee. Vra my 'n baie groot koopprys en geskenk en ek sal dit gee soos julle aan my sê, gee my net die dogter as vrou. Toe antwoord die seuns van Jakob vir Sigem en Hemor, sy vader, met bedrog. Hulle het so gespreek, omdat hy hulle suster Dina onteer het. En sê vir hulle, ons kan dit nie doen om ons suster aan 'n man te gee, wat die vooruit het nie, want dit sou 'n skande vir ons wees. So hy was nie, wat my mense het, wat is die woord? Besny. Hy was nie besny nie. Vers 16. Dan sal ons dogters aan julle gee. Vers 15. Net op hierdie voorwaarde kan ons inwillig, as julle word soos ons deur dat almal wat manlik is onder julle besny word. Dan sal ons dogters aan julle gee, en ons sal julle dogters vir ons neem.
en ons sal by julle woon en een volk word. Maar as julle nie na ons luister om besny te word nie, dan neem ons dogters en ons trek weg. En hulle woorde was goed in die oë van Hemor en in die oë van Sichem, die seun van Hemor. En die jongman het nie versy om dit te doen nie, want hy het sin gehad in die dogter van Jakob, en hy was die mees geëerde in die hele huis van sy vader. Toe gaan Hemor en sy seun Sichem na die poort van hulle stad, en hulle spreek met die manne van hulle stad en sê, hierdie manne lewe in vrede met ons, daarom laat hulle in die land woon en daarin rondtrek. Die land lê mos alkante toe wyd voor hulle. Ons kan hulle dochters vir ons as vroue neem, en ons sal ons dogters aan hulle gee. Maar net op hierdie voorwaarde sal die manne inwillig om by ons te woon om een volk te word. As almal wat manlik is onder ons besny word soos hulle besny is. Hulle vee en hulle besittings en al hulle diere sal dit nie ons sin wees nie. Laat ons net inwillig sodat hulle by ons kan bly woon. En hulle het geluister na Hemor en na sy seun Sichem, almal wat uit sy stadspoort uitgegaan het, en almal wat manlik was is besny, almal wat uit sy stadspoort uitgegaan het. Maar op die 3de dag, toe hulle in die pyn was, neem die 2 seuns van Jakob, Simeon en Levi, broers van Dina, elkeen sy swaard, en hulle oorval die sorgelose stad en slaan almal dood wat manlik was. Dit was nou 'n plan, hè? Want hulle sussie was onteer, hulle sussie was verkrag. So ek verstaan hoekom hulle dit gedoen het. Sjoe, maar hulle slaan hom almal dood weer. So maar, imagine net die hele stad, nee. Hier kom hierdie hele stad, nou bly daar manne wat, ek weet nie of Hemor, ek dink hy was 'n koning nie, hulle sê hy was 'n koning, soos die hoof van die stad was. Hy bly hulle, nou sê die hoof van die stad, jy moet jou besny, want ons gaan nou soos saamsmelt met die groep mense, en hulle het baie goed en what not. En hier besny jy vir jou en word jy sommer doodgeslaan. Ja, nee. Vers 26. Hulle slaan ook Hemor en sy seun Sichem dood met die skerpte van die swaard. Daarna neem hulle Dina uit die huis van Sichem uit en vertrek. So sy was nog die hele tyd daar in die ou se huis, nog voordat hulle getrou het, nee. Die seuns van Jakob het op die gesneuweldes afgekom en die stad geplunder, omdat hulle suster onteer het. Hulle kleinvee en hulle beeste en hulle esels, wat in die stad en in die veld was, het hulle weggeneem. En al hulle goed en al hulle kinders en hulle vroue, het hulle as gevangenes weggevoer en as byt, en ook alles wat in die huise was. Okay, so hulle gaan toe nou in die stad, maak al die mans dood, vat die man se kinders, en alles wat in die stad is, hulle vee en alles, as byt. En vers 30. Toe sê Jakob vir Simeon en Levi, julle het my ontroer, dat julle my gehaat gemaak het by die inwoners van die land, die Kanaaniete en die Feresiete, terwyl ek 'n klein klompie is. As hulle hul teen my versamel, sal hulle my verslaan en ek sal verdelg word, ek en my huis. Toe antwoord hulle, hoe durf hy dan ons suster as 'n hoer behandel? Dis die eerste keer wat ek nou in die Bybel die woordjie hoer hoor. En ek is dis die einde. Baie dankie dat julle my gejoin het, saam met hierdie hoofstuk. Tot die volgende keer.